Goeiemôre julle almal. Die wil ek nog nie gegroet het nie môre. Welkom hier vanoggend. As so laaste strydsreën geval het toe van die mense aangekom het vanoggend. Dis so lekker, né? Is so geseënd. En ek moet sê my grasperk was lanklaas so lekker groen. Dit is mooi. Die Here kan net 'n ding prentjie mooi maak as hy seëninge oor dit is. So dit is 'n voorreg vir my om weer vanoggend die woord te bring. Maar kom ons maak ons oë toe en ons open met gebed. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om weer u woord te kan bring. Here, dankie dat u met my gewerk het en dit wat u die afgelope maande op my hart gelê het en dat ek die voorreg het om dit oop te maak. En Vader, help ons almal om dit te verstaan soos dat ek het verstaan het. En Vader, dat ons werklik dit wat op u hart is, kan uitdra en het uitleef in ons lewens. Dankie Vader, dat ons harte sal oopmaak, ons gedagtes sal stil wees, om te ontvang dit wat u vanoggend vir ons wil gee in Jesus naam. En ons sê, Amen. Great, dit is 'n voorreg vir my om weer die woord te kan bedien. Ek gaan 'n bietjie aan met dit wat ek laaste mee opgehou het. En 9 Februarie het ek die eerste deel boodskap gebring. En dit was iets wat die Here op my hart gesit het toe ons op vakansie was in Desember. En ek wil net so 'n recap vang, sodat julle net 'n agtergrond het waarheen ons op pad is. So, Desember maand was ons op vakansie gewees en ek het daai geleentheid gebruik altyd om op die rotse te sit en bietjie met tyd by die Here te spandeer. En hierdie spesifieke oggend, of eintlik laatmiddag, terwyl ek al gesit het, toe ervaar of toe dink ek nou aan wat ek alles wil doen in 2025. Ek het begin my planne bymekaar maak en my gedagtes is besig. En terwyl ek besig was met die voorbereiding in my gedagtes, toe is dit asof die Gees van die Here vir my vra, dit alles wat jy wil plan, wil jy dit self doen, of wil jy dit deur my doen, of saam met my doen? En dit het my nogal redelik aan die ding gesit, want toe besef ek, ons het nodig om in 'n vennootskap met God te wees, in dinge wat ons doen, dit wat ons beplan. En ek het 'n verhaal vertel, en ek dink dit is al ding, van 'n hele preek is al wat Nico kan onthou, was daai gedeelte van waar ons besig was, net vir die besoekers wat hier was, is, net so 'n recap op dit is, ons was in die polisie gewees en ons het uitgeroep deur mense wat besig was om gewapende rowers, eintlik hierdie transito rowers agterna te sit en hulle het vir ons gevra om daar by die R28 kruising, daar by Panhuiven, die pad toe te maak. En ons kom van Lanseer se kant af en terwyl ons so afry, daar na die kruising toe sien ons dat hierdie kar aangejaag kom en hy's oor die middelman en hy's bots daar teen die kant vas en die ouens spring uit en ons stop daar en ons spring uit en ons is almal agterna. En intussen is die helikopter daar en hy gooi lig en hy verduidelik vir die ouens waar om te hardloop. En die ou wat saam met my was, wat voor my gehardloop het gehardloop en hy het 'n wasgoedlyn vas gehardloop en hy het 'n somersault gemaak. En hy het nou nie op sy voete geland nie. So kon nie 10/10 gewees het nie. En terwyl ek het hom gesien val en ek het gehardloop en terwyl ek gehardloop het ek in 'n gat ingeval. In 'n put, toiletput. En die ouens het die toilet gedeelte laat of weggestamp en ek het in die gat geëindig. So ek het so 'n idee van hoe voel dit, hoe het Josef gevoel toe hulle hom in die put gegooi het. Maar ek dink ek was bietjie meer dieper in die moeilikheid as wat hy was. So die moral of the story wat ek wil oorgebring het was die feit dat ons moet toesien. Ons kan voorlopers wees, ons kan dinge doen, maar daar gaan tye kom wat ons in die moeilikheid gaan kom as ons voorlopers is. Maar as ons toelaat dat die Here, as ons in 'n vennootskap met God is en ons laat toe dat hy die voorloper is, gaan hy ons deur dinge, moeilike tye kan trek. So die vers wat ek gebruik het was Deuteronomium 31 vers 8. En as julle selfone apps oopmaak, die Bybels oopmaak of op die bord wil lees, sê die Here hierso, hy sê moenie bang of mismoedig wees nie, want die Here is die een wat voor jou uitgaan. Dit is 'n belofte wat die Here vir ons gee, as ons 'n vennootskap is met hom, is hy die een wat voor ons sal uitgaan.
Hy sal by jou wees, hy sal jou nie in die steek laat nie, en jou nie verlaat nie. Dis vir my 'n baie goeie vers, om aan vas te hou, as jy weet, jy het 'n vennootskap met die Here. Maar vanoggend wil ek nou by die tweede gedeelte uitkom van die boodskap. En dit is die tweede gedeelte wat die Here met my gedeel het, terwyl ek op die rots gesit het. En dit is, sal jy toelaat dat ek in jou werk, sodat ek deur jou na mense toe kan uitreik. So met ander woorde, in my, en dan deur my. En dis die boodskap wat ek vanoggend wil lees, en ek wil hê ons moet almal ons Bybels oopmaak op Johannes 15 vers 5. 'n baie mooi en 'n bekende vers. Maar dit gaan vir ons 'n baie mooi prentjie gee van wat die Here eintlik bedoel het. En ek dink dit gaan vir ons ook 'n beter prentjie gee van wat dit beteken as die Here in my is en dan op die ouend van die dag deur my werk. Nou, om hierdie gedeelte te illustreer, gaan ek 'n handskoene gebruik, maar kom ons lees gou saam. Hy sê, ek is die druiwestok en julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Nou, hier is 'n handskoen. Ek het hierdie video op Facebook gesien, een keer. So ek gebruik die ou se illustrasie, kon ek sê, sy drama deel gaan ek gebruik. Maar die konteks is myne, so. Hier is 'n handskoen. Nou hierdie handskoen is gemaak. Hy's geskep om te werk. Hy's van sterk materiaal gemaak. Hy het rubber gedeeltes, hy het 'n leer gedeelte. Hy's baie goed aan mekaar gesteek. Hy sal nie sommer uit mekaar uitval nie. Hy's gemaak om te werk. So dis 'n werkshandskoen. En daar staan barbecue. So hy kan braai ook. Nou hier is die handskoen. Nou as ek vir daardie handskoen sê, want hy is geskep, hy's gemaak om te werk. As ek nou vir daardie handskoen sê, handskoen, tel op die bottel. Nee, jy weet nou, kom, doen dit. Okay, nee, wag, miskien het hy aansporing nodig. Handskoen, tel op my bottel. Ook nie. Ek weet, fellowship. Daar's 'n paar handskoene. Okay, handskoen. Nou die mense rondom jou. Tel op my bottel. Net mooi niks. Ek dink, weet jy wat? Hy moet gedoop word, ek. Hoe anders dan? En ek dink dit is die boodskap wat die Here vir ons volbring vanoggend. Is juis hierdie gedeelte. Ons almal is gemaak en geskep om te werk, om diensbaar te wees vir die Here. En ek dink op die ouend van die dag is dit presies wat dit beteken om in 'n vennootskap met God te wees. En ek gaan hierdie handskoen aantrek, want hy trek vinniger aan. Want sien, dit is ons lewe hierdie. Dis hoe ek en jy is. Maar die oomblik wanneer ons 'n keuse maak in ons lewe, en ek lees weer uit daai Johannes 15 vers 5. Hy sê, ek is die druiwestok en julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle, dra baie vrug. En dan sê, julle kan niks sonder my doen nie. Hierdie handskoen kan niks doen sonder die hand van die persoon wat binne hom is nie. En dit is vanoggend wat die boodskap wat ek graag vir julle wil bring, is om toe te laat dat die Here eerste plek in my werk, sodat hy op die ouend van die dag deur my kan werk. Hierdie handskoen kan niks doen nie. As hy daar staan, hy's geskep vir soveel dinge, maar op sy eie kan hy niks doen nie. Hy het iets nodig. Nou die Filippense 2 vers 13 skryf Paulus hierdie brief wat hy uit die gevangenis vir die mense in Filippi skryf. En ek lees dit in die NIV, hy sê, for it is God who works in you to will and
to act in order to fulfill His good purpose. Die Here werk in ons, sodat hy sy goeie doel deur ons kan werk. Nou die eerste gedeelte wat vir my belangrik daar is juist die feit wat hy sê, "It's God who works in you," sodat hy op die ou end van die dag sy doel deur ons kan bereik. Nou, baie mense van ons, baie mense wat hier sit, en ek glo baie mense, baie kerke, het al hy besluit gemaak, weet hulle, om die Here aan te neem as hulle verlosser en hulle saligmaker, en ek dink baie van ons het op 'n punt gekom in ons lewe, sê, Here, gebruik my. Maar voordat ons op 'n punt kan kom waar die Here jou kan gebruik, is dit nodig dat hy eers binne in ons moet werk. Hy het nodig dat sy gees in ons inkom, om dinge in ons lewe te kan verander. En dit is belangrik, want jy sien, baie mense kom op 'n punt en hulle gee hulle harte vir die Here, so hy sê hierdie gedeelte, hy laat nie toe dat die Here hom vul nie. Ek gee net sekere areas van my lewe toe, gee ek toe aan die Here. Party mense dalk 'n bietjie meer, weet, maar sekere goed wil ek nie aan die Here oordra nie. So daar kan niks regtig werk deur jou lewe nie. Maar as jy 'n besluit maak in jou lewe om te sê, Here, ten volle, gee ek my lewe vir U. Want dit is waar alles begin, dit is waar 'n vennootskap met God begin, is om toe te laat dat die Here eers in my werk, en dan deur my na mense toe te werk. En dit is waar hierdie handskoen dan perfek pas. En dit is in hierdie handskoen, wat hierdie handskoen 'n funksie het nou, wat hy kan uitgaan en mense bedien, diensbaar raak in die koninkryk van God, want hy laat toe dat God deur hom werk, en op die ou end vandag sy doel te kan verrig. Hier sit dalk mense hier vanoggend, wat nog nooit daai keuse gemaak het dalk om jou hart vir die Here te gee nie. Miskien is daar mense vanoggend hier wat net gedeeltelik my lewe oorgegee het, maar daar's baie gedeelte wat ek terughou, want ek is nog onseker oor seker goed. Miskien gaan die Here my nooit ervaar of aanvaar as gevolg van seker goed in my lewe nie. So ons sit vasgevang in hierdie ding van, ek het my hart vir die Here gegee, maar ek kan nie toelaat, of ek kan nie toesien dat die doel van die Here deur my werk nie. En vanoggend is daai geleentheid wat die Here dalk vir jou wil gee, is juist dat hy jou wil transformeer, binne, jou gedagtes, jou denke, alles probeer verander, sodat dit waar ons op 'n plek kan kom, wat ons die doel van die Here kan uitleef in ons lewens. So, hy moet ons denke vernuwe, hy moet ons begeerte, ons harte, ons dade moet kan verander. Maar die vraag is, hoekom moet dit verander? En hier is 'n golden nugget wat die Here vir my gegee het, is dat, sodat ons sy wil kan verstaan, en dit dan doen. Dis belangrik dat ons weet, dat as ons dit doen, verstaan ons sy wil vir ons lewens. En dan doen ons dit, soos ons dit verstaan. En dit is hoekom dit belangrik is, dat ons op 'n punt kom, dat ons weet dat ons moet op 'n plek kom, dat ons daar is wat hy sy purpose, sy doel in ons lewens kan uitleef. Nico het so 2 preke gegee oor om jou moue op te rol. En ek weet nie of jy die prentjies gesien het, een prentjie was net die een arm se mou en die ander prentjie was die ander man, deel 2 was die ander mou. Partykeer kom ons op plekke wat ons dink ons wil betrokke raak. Maar as jy nie oorgaan na aksie toe en begin moue oprol nie, gaan dit bly van net ek wil eendag betrokke raak. Maar dit kom nooit oor na aksie toe nie. En dit is waar ons vanoggend op hierdie boodskap wil kom, wat ek juist wil sê, is dat diensbaar of diensbaarheid begin by 'n keuse wat die Here in jou lewe begin maak, sodat jy dit kan uitleef. En ek dink daar's iets wat die Here besig is op mee, om juist, want toe ek nog gisterand geleë en dink het oor hierdie
storie van dit wat Nico gesê het, wat hy oor gepraat het, en hoe die Here ewe skielik aandag skenk aan dienstbaarheid in die liggaam van Christus. Besef ek, daar's dalk 'n roeping. Daar's iets wat die Here vir ons as gemeente wil sê en wil leer, om dienstbaar te raak. Ons almal ken hierdie verse maar in Markus 10 vers 45. En ek dink, dis iets wat ons veronderstel is om eintlik uit te leef. Hy sê, selfs ek, die seun van die mens, het immers nie gekom om gedien te word nie. So, Jesus het nie gekom om gedien te word nie. Maar die tweede gedeelte sê, maar om diens te lewer. En selfs so, my lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Baie mense sit vanoggend, of baie mense sit in kerke, wat op 'n punt is waar ek wil gedien word. Weet, waar is daar mense, hoekom doen hulle nie dit, hoekom doen hulle nie dat nie? Mense wil gedien word, maar ek dink die Here wil hê ons moet kyk dit wat Jesus sê, en Jesus sê, hy doen wat hy sien die Vader doen. Nou ons moet doen wat ons Jesus sien doen het. En dit beteken, ons is hier nie om gedien te word nie, maar om diensbaar te wees vir die koninkryk van die Here. Hoeveel van ons sit hier, weet, salvation, ons redding, ons verlossing, is nie net daarom eendag die ewige lewe te hê nie. Ons verlossing is hier, sodat ons 'n diens kan lewer vir die koninkryk van God. En ek dink dit het vir my uitgegaan toe ek stilte tyd gehad het daar op die rotse, is dat ek wil, weet, my fokus moet nie wees die ewige lewe nie. My fokus moet wees nou. Wat ek nou kan doen vir die koninkryk van God, want dit is deel van my verlossing, is om dit wat ek het, uit te leef al buite. En dit is nie om enig hemel toe te gaan, of net dit nie, maar het gaan oor mense rondom ons. En as ons nie beskikbaar is en bereid is om die Here die kans te gee om deur ons te werk nie, gaan ek val in die opdrag vir die Here vir my gegee het. En hierdie opdrag is nie net 'n opdrag vir predikante of evangelisasiespanne, dit is vir elkeen van ons bedoel, want daar's 'n purpose in elkeen van ons. Waar ook al jy is, of jy by die werk is, by die skool is, waar ook al jy gaan, is daar 'n purpose vir jou. En jou purpose is om toe te laat dat die Here deur jou werk, daar waar jy jouself bevind. Diensbaarheid is nie 'n opsie vir 'n Christen nie. Dis 'n roeping. Jy as 'n kind van die Here is geroep om diensbaar te wees. Ons het nie 'n keuse nie. There's something that God just put on you. Want as jy 'n handskoen is, en jy toegelaat dat die Here sy hand in jou sit, gaan jy die purpose van daardie handskoen uitleef. Verseker. En diensbaarheid in die koninkryk van God beteken om jou lewe en jou gawes beskikbaar te stel vir die koninkryk van God. En weet jy, ek het baie lank gesit en dink aan hierdie storie, en hierdie gawes en hierdie lewe wat ek het. Maar ek wil self nou nie ek wil dit hardloop nie, maar die vraag wat ek wil hê, wat ons onsself moet vra, is ons werklik diensbaar in die koninkryk van God? Gee ek regtig my tyd of my liggaam vir die Here om te kan gebruik? Want dink 'n bietjie aan jouself, jy kan jouself evalueer. Waar pas jy in hierdie handskoen, of waar pas die Here in hierdie handskoen van jou lewe? Het jy hom volle mag gegee oor jou lewe? Is hy net halfpad daar, werk hy net, of 1 of 2 vingertjies? Wil ek 'n grapjie maak, hè? Jy gee hom hierdie vingertjies, maar hierdie 2 wysvingers wil ek nie vir hom gee nie, want dis die een wat die sigaretjie vashou. Dit is net 'n grapjie. Maar so praat ek net van baie dinge, want mense, kyk, ons is bang om dinge op te gee. Ons is bang om ons vriende op te gee. Ons is bang om ons sosiale lewe op te gee, sodat ons ten volle vir die Here kan gee, want dan gaan ons van hierdie goed moet gaan uitsny. En ek dink dis op 'n punt dat ons moet begin ernstig raak. Die kerk moet begin ernstig raak oor diensbaarheid in die koninkryk van God. Want die wêreld gaan nie verander as ons nie onsself beskikbaar stel vir die Here nie. En dit klink dalk 'n bietjie kras en aklig of wat ook al.
Maar dit is 'n feit. Dit is 'n feit dat die Here wil hê, jy moet jouself heeltemal gee. Al rook jy. Gee maar daai area vir die Here. Weet jy, ek het vir jare gerook. Kwaai gerook. En dit was duur. Ek weet nie hoeveel is dit nou nie, maar dit was duur. Ek is so 'n pakkie sigarette, as ons gewerk het, so 'n pakkie sigarette 'n dag, en as dit nou regtig serieus is, dit so amper 2 pakkies 'n dag. En daai tyd was ek nie so nou nie. Maar daar het 'n tyd in my lewe gekom, het ek gesê het, okay, ek gaan ophou rook. Ek het dit gebreek en weggegooi. 'n Paar maande later, skelpies weer gerook. Maar dan gekoop ek by die kafee sommer 'n los sigaretjie, nou gaan niemand dit mos nou weet nie. Dan rook ek net die helfte, dan steek ek die ander helfte iewers in die kar weg. En as ek weer kyk, dan kom Terse met die stompie dan. En wat soet die kar? Maar daar het 'n tyd in my lewe gekom, wat, kyk Terse, ek was baie vies van gewees. Sjoe. Want ek het skelpies gerook. Maar sy het eendag voor pastoor Rudy se voete gaan sit en sy het gehuil. En sy het gesê, pastoor, ek weet nie meer nie. Ruwyna rook nog en nie huil sy. En hy sê vir haar, moenie worry sussie. Ons staan saam met julle, ons gaan vir hom bid. En toe sy daar ry, toe bel hy my. En hy sê vir my, broer, ek weet jy rook nog, maar ons bid vir jou. Dit was die stilste 2 weke in ons lewens gewees in daardie huis. Want ek het glad nie met Terse gepraat vir 2 weke lank. Maar wat ek toe besef het daar is, hoe ek alles oorgee aan die Here, alles, het daardie lus vir sigarette net verdwyn. Daar was die hande opgelê en gesalvig alles nie, dit was 'n keuse wat ek gemaak het, en sê, Here, ek gee my hele lewe nou vir U, alles, ek hou nie terug nie, nou is dit all yours. En dinge het so begin verander, en ek het toe begin geld spaar, op die einde van die dag. Maar wat het op neerkom, is dat ons wil diensbaar wees. Ons is bereid om diensbaar te wees. Maar ons is nie bereid om onsself geheel en al vir die Here te gee. Ons wil dinge terughou. En ware diens kom uit 'n veranderde hart. Dis nie uit dwing, want jy kan nie gedwing, as jy gedwing word om iets te doen, nou, dan kom dit uit op slawerny. Dit moet 'n keuse wees, waar ek sê, my hart moet verander, my mens moet verander, en ek doen dit uit liefde vir God. En dinge toe begin verander. So wat ek eintlik wil sê is dat, Desember maand, toe die Here met my praat oor vennootskap, het my prentjie begin verander, oor hoe ek myself in die bediening sien, en hoe die Here my in die toekoms gaan gebruik. Want ek sien nie meer myself as die voorloper nie. Ek sien nie myself die een wat die planne moet maak en goed moet beraam. Ek sien myself in 'n vennootskap met God. Saam gaan ons dit doen. Want ek het die Here nodig, maar net so het hy my ook nodig. Hy het my gewillige liggaam, my gewillige hart nodig om dit te kan doen. So, die vraag wat ons vra vir mekaar is jy bereid om toe te laat dat die Here deur jou werk? Is jy bereid om hierdie handskoen wat jy is, te sê, Here, ek gee myself totaal en al oor vir jou. Ek gee alle areas van my lewe oor aan jou. Ek hou nie 'n vinger of 2 terug nie, ek hou nie die helfte terug nie, ek gee dit vir U. Met die doel om my vol te maak. Want dit is wat dit beteken as die Here jou vol maak. Hy maak jou so vol dat jy tot die uiterste gerek is. Daar is nie plek vir iets anders in hierdie handskoen as ek my hand in sit nie. Soos hulle sê, is 'n perfect match. En dit is presies wat die Here wil hê in ons lewens. Hy wil daai perfect match in jou lewe wees. Daar is nie ruimte vir die vyand om enigiets te kom doen hier nie. Because it's amper as we are meant together. So dit is wat die Here wil doen, en ek wil graag hê ons moet saam lees in Efesiërs 2 vers 10. Hy sê daarso, want ons is God se handewerk. So dink aan hierdie handskoen. Hierdie handskoen is God se handewerk.
Hy het dit geskep. Nie een handskoen lyk dieselfde nie. Nie een van ons mense lyk dieselfde nie. God het elkeen uniek geskep. So jy is sy handewerk. Dan sê hy daar, hy het ons in die eenheid saam met Christus Jesus so gemaak, dat ons die goeie werke wat hy in ons bestem, kan uitleef. So hy het ons in Christus so gemaak, sodat die goeie werke wat hy vir ons bestem het, sodat ons daai goeie werke kan uitleef. Verstaan julle die konsep van wat Jesus wil hê, dat dit wat hy geskep het, dit wat hy gemaak het, dat deur hom en saam met hom kan ons die goeie werke wat hy elkeen op mee geroep het, dat ons dit kan gaan uitleef van buite. Miskien is daar mense hier vanoggend wat voel, maar ek weet nie wat 'n rigting moet gaan nie. Maar dan is dit 'n punt waar jy kom, waar jy so 'n perfect match is met die Here. En dalk het dinge nooit uitgewerk, omdat my vennootskap met God, dat ek die voorloper was, gaan ek nou die Here die voorloper maak. Dan gaan jy sien hoe gaan dinge begin in plek val. En jy jou purpose begin uitleef en toelaat, dat die Here dinge in jou lewe moet doen. Want weet jy wat? Dit is wat vervulling beteken. Want dit is wat in hierdie handskoen gebeur is, hy word vervul. Tot hy rek. Dit is vervulling. Maar daai vervulling sal nooit kan gebeur, as ons nie 'n keuse maak nie. So, 'n belangrike feit, wat ek vanoggend wil los by julle. Adel, gemaak jou pastytjies warm. Belangrike ding wat ek vanoggend wil los, nou, is die feit dat ons almal lewe in 'n comfort zone. En daar gaan 'n tyd in jou lewe kom waar die Here jou wil gebruik. En veral as jy jouself beskikbaar stel. Maar ons wil gebruik word binne in ons comfort zone. Maar die Here werk nie so nie, hy vat jou juis buite jou comfort zone, om jou te bietjie te rek. Want wat ek geleer het, is dat binne jou comfort zone doen jy dit your way, en ek doen dit, want ek weet wat aangaan. Maar as jy buite jou comfort zone gevat word, dan doen die Here dit, en dit is his way. So, as daar tye kom waar jy voel, jy word gestretch. As daar tye kom waar jy voel dat jy geroep is om sekere areas in die gemeente of in die dorp of waar ook te bedien, en jy voel ongemaklik of dit voel soos dis buite jou comfort zone, go for it, because that is where growth lies. Dit is waar jy gaan groei. Dit is waar jy gaan toelaat dat Christus deur jou werk. Want op die ouend van die dag is maklik om dinge te doen wat ek ken en wat ek weet. Maar is lekkerder om dinge te doen waar die Here dinge ken en weet. Baie, baie makliker. Nou, waar kan ons diensbaar raak? En onthou, diensbaarheid in die koninkryk van God beteken nie, dis 'n predikant of evangelis of iemand se roeping nie. Betrokkenheid in die koninkryk van God is almal se werk. En elkeen van ons het 'n unieke rol in hierdie gemeente of in julle gemeentes in hierdie dorp en selfs in julle gesinne wat ons moet gaan vertolk. En een van daai diensbaarheid is om diensbaar te wees by jou kerk. Daar waar jy die Here gaan aanbid, om daar jouself beskikbaar te stel om gebruik te word. Of dit nou is in die musiekspan, daar agter by die media of waar ook al. As daar 'n need is jy veronderstel om eers jou naam op te sit waar daar 'n need is. Ongeag of dit buite jou comfort zone is. Ek het vir myself gesê, as daar weer 'n puddingbeer kom, gaan ek 'n pudding bak. Ek gaan hom doen. Want ek glo, ek is lief vir kos maak, maar ek nog nooit in my lewe het ek 'n asynpudding of wat so goed ook al gemaak nie. Maar ek wil myself daar beskik, want dis buite jou comfort zone, dis iets wat jy nie gedoen het, nog ooit gedoen het, maar ek wil dit doen. En ek soveel wil ek mense, ek wil julle uitdaag. As daar iets opduik, gaan sit jou naam eerste op en go and challenge yourself. Stel jouself beskikbaar wanneer daar gevaar geraak, dis wat ek sê, wat vir puddingbeerte, raak betrokke by gebedsaksies. As daar gebedsbijeenkomste is, raak betrokke.
Want dit is waar jy as mens in gebed groei. Help waar 'n nood is, bid vir jou geestelike leiers. Dis baie keer dalk nie maklik nie, maar bid. Wees diensbaar in jou gesin. Dien die Here in so 'n mate dat jou kinders kan sien hoe om die Here te aanbid. Dis maklik om kind skool toe te stuur, kerk toe te stuur, sonnaskool te stuur, oral rond te stuur waar hulle van die Here moet leer. Maar by my eie huis is dit nie van toepassing nie. 'n Kind leer by sy huis. En as jy wil diensbaar wees in jou gesin, wees die pa en die ma wat die kind van God vertel. Nie net vertel nie, laat hy dit sien. Wees die man en vrou vir mekaar. Wees lief vir mekaar, dat die wêreld kan sê, dat ander mense sê, maar ek wil hê wat hierdie mense in hulle huwelik het. Dis die diensbaarheid. Kinders, wat ook klaar uit is, eer jou moeder en jou vader. Wees 'n gesin van gebed. En dan om diensbaar te raak in die gemeenskap, is om jouself te gee vir die mense rondom jou. Weet, ons loop met oogklappe rond, ons wil nie oë aan nie, ons wil nie rondkyk nie, want ons is bang, ons gaan gevra word om te help. Ek dink ons moet begin betrokke raak by ons gemeenskap. Ons moet begin betrokke raak om te bid vir reg en geregtigheid in die dorp. Ons moet betrokke raak om juist te bid vir die munisipaliteit, vir ons regering. Dit is waar diensbaarheid begin. En die myn daarvan, die myn ding is gebed. So, eendag is eendag. Dan gaan hierdie handskoen hemel toe gaan. En ek wil hê die Here moet eendag vir my sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Want jy sien, ons kry handskoene soos hierdie, ons kry mense soos hierdie, mooi, hulle het hulle harte vir die Here gegee, mooi, maar hy het in sy lewe nog niks gedoen. En dan kry jy handskoen of mense soos hierdie, wat hemel toe gaan, maar hy het gewerk vir die koninkryk van God. En my vraag vanoggend is, wat se handskoen het jy? Wat se handskoen wil jy eendag wees? Wat wil mense sien in jou? Die een wat betrokke was in die koninkryk, wat ingaan en die Here sê, well done, my faithful servant. Want jy het toegelaat dat ek deur jou lewe kon werk. As iemand wat daar ingaan is gesoete getuie, ek was te bang om myself fout te maak. Ek dink dit is belangrik dat ons daardie gedagte moet sien. En op die ou end van die dag is dit wat ons moet motiveer, is dat die Handelinge 20 vers 35 sê, wat hy sê, dis geseënd of dis meer geseënd om te gee as om te ontvang. Dis goed dat ons begin uitreik na mense toe, na ons gemeente mense toe, ons dorp, in plaas om te wag dat daar na my uitgereik moet word. Op die ou end dink ek is die moeite werd om jou allerbeste, soos wat hierdie handskoen gegee het, vir wie ook hom gedra het. Hy het sy allerbeste gegee. En dit is wat 1 Korintiërs 15 vers 58, hy sê, dis my geliefde broers en susters, staan baie vas, onbeweeglik, gee altyd jou allerbeste vir die Here se werk, want julle weet voor die Here is alles wat julle doen, die moeite werd. Vir hierdie handskoen was dit die moeite werd. My vraag vir julle is, gaan dit vir julle ook die moeite werd is? Om julle moue op te rol en begin betrokke te raak in die koninkryk van God. Onthou, dit is 'n roeping wat elkeen van julle geroep word. En ek wil afsluit met die gedagte. En dit is dat ons op die ou end van die dag na jouself moet kyk. Net jy kan jouself evalueer, want net jy weet wat is jou betrokkenheid waar ook al jy is. Maar ek wil vir jou een ding sê, as ek ooit weer na 'n handskoen kyk, gaan hierdie boodskap met my praat. Of dit nou net 'n gewone handskoen is, hy gaan met my praat. Want ek gaan begin handskoene sien, maar daai handskoen het gewerk. Daai is nog nie, hy moet nog sy ding doen. Is jy bereid om jouself oor te gee vir die Here, om diensbaar te raak?
En as jy kort moue het, is fyn, jy het nie nodig om jou moue op te rol nie. Steek net jou hand op en sê, Here, hier is ek. Vul my 100%, sodat ek kan toelaat dat U deur my lewe werk. Kom ons bid. Vader, dankie vir die woord vanoggend. Here, dankie dat U woord ons uitdaag om in 'n ware vennootskap met U te kan kom. Here, werk in my lewe, werk in ons lewens, en soos ons hier sit, Here, weet elkeen van ons wat in hulle lewens aangaan. Here, elkeen ken hulle betrokkenheid in die gemeenskap, in hulle gesinne, in hulle eie lewens. En Vader, as daar op 'n punt gekom word waar ons vra, Here, dat U ons opnuut weer sal vul, sodat ons ten alle tye, alles van ons lewens heeltemal kan oorgee vir U. En niks teruggaan nie, is dit wat ons vra vanoggend. Is fill us up, Lord, with You. En Vader, soos ons hier sit vanoggend, en ek wil vra dat ons oë toe hou, is daar van ons mense wat dalk nog nooit in hulle lewens 'n keuse gemaak het. En miskien het ons al 'n keuse gemaak, maar ek het nog nie heeltemal 100% myself totaal en al oorgegee aan die Here nie. Is dit vanoggend daardie geleentheid wat jy het, wat soos 'n handskoen sal wees en sê, Here, vul my, sodat ek op die ou end dit kan doen wat U wil hê ek moet doen, sodat U purpose kan uitleef. Wil ek vra dat jy hierdie gebed saam met my sal bid. Hart, sodat jy jouself kan hoor, is belangrik dat ons onsself moet hoor. Dan sê ons, Hemelse Vader, vandag maak ek daardie keuse om myself vir U te gee. Ek maak myself oop. En ek vra U, Here, vul my met U Gees. Here, dankie dat ek my lewe vir U kan gee en 'n keuse te kan maak om 'n volger van Christus te kan wees. Here, dankie dat U my vrymaak van alles wat my teruggehou het, sodat ek vandag kan opstaan en ten volle vir U kan leef en toe te laat dat U deur my kan werk. Here, ek gee my hart vir U. Here, met my mond bely ek dat U is die koning van my lewe. En ek aanvaar U as my meester in Jesus naam. En ons almal sê, Amen. As daar iemand is wat dalk hierdie gebed vir eerste keer, vir alles jou hart vir die Here gegee het, eerste keer gebid het, wil ek vra dat jy daarna Nieke toe en daar storie sal uitgaan net met hulle te gesels oor wat het met jou lewe gebeur, want een moet jy verstaan, jy het toegelaat dat die Here jou lewe inkom, maar dat hy op die ou end van die dag heeltemal jou lewe kan beheer deur sy hand. Enigiets anders, pastoor iets noem, is jy happy? Kom ons maak ons spreek die seën van die Here oor almal. Vader, dankie dat ons, soos ons hier verlaat, elkeen in sy eie rigting gaan, mense wat van ver gekom het om hier te wees vir familie en vriende en geliefdes wat gedoop is, vir die kleintjie wat ingeseën is, Here, dankie dat U hulle op baie beveilig het, dat U hulle veilig gehou het, en so vra ons dat U hulle weer sal veilig terugbesorg na hulle tuistes toe. Maar Here, so wil ons die seën oor hierdie gemeente spreek, oor hierdie dorp, en Vader, dat hierdie week 'n week van U goedheid en guns sal wees, Here, dat dit 'n wegspring sal wees vir nuwe dinge in elkeen van ons lewens. En so spreek ons dit, Here, en ons seën elkeen met U liefde in Jesus naam. Amen. Baie dankie, Here. Geseënd is almal van julle.